Dag kykers, ons is bly dat u saam met ons saam kyk, hierdie begin van die nuwe jaar. Ek kan amper nie glo, dis nou nog 'n nuwe jaar nie. Dis nou die 11de jaar wat ons hierdie program het, Godsdienst en die Koerante op Homebase TV, wat vanuit die Kaap uitsaai. U kan dit kry deur middel van 'n decoder op free to air. U kan dit elke week kry deur middel van 'n WhatsApp wat u kan stuur, of natuurlik op YouTube is dit ook beskikbaar. Hier by my het ons vir Regard, baie welkom Regard, bly jy is weer hierso. Dankjewel. Verjaar, bly jy is in die nuwe jaar hierso. Geseënde nuwe jaar vir oom. Ja, nee. Kan nog glo, is in 2026. Ja, ai. Ons het daarom 2025 oorleef. Ja. Sjoe. Dit is daarom iets. Waar begin ons vandag? Ek het hier so 'n berig. 2025, dis nou laas jaar, lag deur die trane. Dit is nou nogal 'n interessante opskrif, nie? Lag deur die trane, nie? Lag deur al die probleme. Daar's 'n klompie aanhalings of gebeurtenisse wat 2025 se politiek in Suid-Afrika opsom. Sommige hiervan het 'n humoristiese ondertoon, ander is ernstig, en 'n paar is so absurd dat 'n mens dit nie kan glo nie, skryf Teens Elof. En ek wil amper sê, dit is seker net in Suid-Afrika waar jy sulke erg absurde dinge kry wat jy soms elke keer, jy kan nie glo wat nou weer gebeur nie. Hier is weer 'n paar dinge wat jy weer nie sal kan glo nie. Nou ek sou baie graag hierdie hele berig wou gelees, dit is 'n lang berig, maar ons fokus is op godsdienst en hier is meer op staatssake en landsake, maar ek wil tog net 1 of 2 punte hierso uitlig. Dit sê so, dit begin, dit sê, dit is goed om nadenke oor die jaar nie net ernstig nie, maar ook met 'n glimlag af te sluit. Glimlag jy daarom? Altyd oom. Okay. Al is soms 'n traan deur die glimlag. Dan begin hy so met die eerste ene met iets wat van 'n godsdienstige inslag, en hy praat van 'n bureaukratiese vage vuur. Ek het nog nooit gehoor van 'n bureaukratiese vage vuur nie. Dit sê die swak bestuur in staatsinstellings is reeds berig. In 'n artikel oor die meester van die Hooggeregshof van Kaapstad is toestande as 'n bureaukratiese vage vuur beskryf. Wonder hoekom gebruik hulle daardie woord oom? Nou weet jy wat is 'n vage vuur? Wat is 'n vage vuur? Vage vuur. Ja. Soos ek het verstaan, is dit 'n katolieke terme wat hulle glo dat as jy in die vage vuur is, dan kan jy nog 'n kans kry om in die hemel te kom. Ja, dis mos purgatory, né? Ja, dis nie heeltemal in die hel nie. Dis nou, of so tussen die hel en die hemel. Jy's nie heeltemal reg genoeg vir die hemel nie, nou gaan nie so word jy reg gepanel bied. Hulle panel bied jou eers daar reg aan purgatory. As jy reg gepanel bied is, dan is jy okay vir die hemel. Jy gaan, dis nie heeltemal so warm soos die hel nie. Dis amper so warm. Ja. Dit is amper soos as jy nou na die hel toe gaan hier in Suid-Afrika, of jy gaan Oudtshoorn toe. So lyk my Oudtshoorn is die vage vuur en die hel is die hel. Nou ja. Natuurlik is hierdie beginsel glad nie Bybels nie. Dis onbybels nie. En protestante aanvaar dit glad nie, maar dit word nog gesien, aanvaar die Katolieke. Dan sê dit sluit in rye mense wat teen die sonsopkoms reeds om die blok staan. Maffia-agtige karakters wat teen betaling vir jou vorentoe plek kry. Stedelbeamptes wat vir maande met verlof is. En die beste nog, die kantoor was vir Valentynsdagvieringe gesluit. Nou Valentynsdag is nie openbare vakansiedag nie, nee maar, happy, die res moet maar die vage vuur daar so lei. Okay, nou ja. Dan die tweede ene hierso, praat hierso, daar was die gewone onreëlmatige uitgawes en aanstellings en onbevoegde en korrupte mense. Maar die twee wat die oog getref het, was dat amptenare wat tronkstraf uitgedien het, oortyd geëis het.
En waarskynlik ontvang. Wat? Jy's nou 'n amptenaar en jy's skuldig bevind, jy's in die tronk, nou sit jy oortyd in. Elke keer, ek sê vir hom wragties, elke keer sê ek vir hom, ek kan nie meer geskok word. Net in Suid-Afrika, né? Dit glo. En dan gaan 'n ander sê, en dat 'n paar dooies ook steeds salarisse ontvang het. Waar dit gestuur is onseker. Ek wonder of hulle posbusadres het in die Vagevuur, of die Vagevuur is, of die hel, of hemel, of wat, waarheen gaan daardie dinge. Oom, daar's 'n teksvers in Prediker, Ja? wat vir ons sê, dit is die Prediker 9 vers 5, sê, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. So hierdie mense wat nou daar so dood is, hulle weet niks nie, maar hulle kry nog steeds 'n salaris oom. Jy kry salaris en jy weet nie daarvan. Dit is nou 'n bietjie erg, nie? Sure. En jy kry oortyd, maar jy weet nie daarvan nie. Ai. Dit is dan 'n bietjie erg. Dan eindig hy hierso af, hy sê gelukkige ou jaar en mag 2026 net so humoristies wees. Sure. Maar ek weet nie of dit humoristies is, dit is eintlik baie ernstig. Maar ons moet nou 'n bietjie lag gekom, anders gaan dit nie werk nie. Ons gaan nie oorleef nie. Ons lag te veel, man, ons lag te veel. Dan wil ek net verwys hier kortliks na een puntjie wat hy maak wat my nogal getref het. Dit sê so: nadat die Vrye Mark Stichting 'n verslag gepubliseer het wat toon dat SEB, dis nou die swart ekonomiese bemagtiging, kos die land jaarliks 145 miljard rand tot 290 miljard rand in direkte nakomingskoste. Die verslag toon ook dat tot 192.000 werksgeleenthede jaarliks verlore gaan. En dat die SEB die BBP groei met 1.5 tot 3% per jaar verminder het. En ons is nou 139ste op die wêreld lange reis van BBP, waar ons in 87ste was in 1994. Nou dit is my kommerwekkend daarin. Waarheen is ons lag en trane op pad? Nou, om aan te sluit daarso het ons nou hierso een werkloosheid onder jeug, nasionale ramp, volgens ANC Jeugliga. Wel, dit is implikasie van daardie SEB. Ja, het sê hierso werkloosheid onder die jeug moet tot 'n nasionale ramp verklaar word, meen die ANC Jeugliga. Die omvang van die werkloosheidskrisis, veral onder jong mense, vereis 'n buitengewone gekoördineerde reaksie van die regering. Die krisis voldoen aan die kriteria van 'n nasionale ramp en moet met dringendheid gehanteer word, sê Tsakani Shuwiti, sekretaris-generaal aan die ANC Jeugliga. Jeugwerkloosheid by die grootste enkele bedreiging vir maatskaplike stabiliteit, waardigheid en die toekoms van ons land, met miljoene jong mense wat nie werk, onderwys of ekonomiese geleenthede kan kry nie. Om Kersfees nie as 'n tyd van hoop nie, maar as 'n pynlike herinnering aan verbreekte beloftes en toenemende ongelykheid. Baie jong Suid-Afrikaners kan nie vir hulself of hulle gesin sorg nie, terwyl ander die daaglikse werklikheid van afhanklikheid en verlies aan doelgerigtheid ervaar. Volgens statistieke is byna 32% van Suid-Afrika se jeug werkloos. Die Jeugliga eis dat president Cyril Ramaphosa jeugwerkloosheid tot 'n nasionale ramp verklaar. In reaksie sê Zwelinzima Fafi, hoofsekretaris is van die vakverbond SAFTU, om te argumenteer dat die krisis 'n ramp is terwyl jy terselfdertyd die beleide verdedig wat dit veroorsaak het, kom neer op politieke teenstrydigheid. Jy kan nie 'n noodtoestand verklaar terwyl jy die oorsaak beskerm nie. Nou op hierdie is dit interessant dat baie keer fokus ons en ons gaan 'n bietjie later is daar so het ek gesien daar's ook ietsie wat ons gaan noem spesifiek wat dieselfde konsep oorkom. Baie keer word daar gefokus op die probleem en dan kyk ons nou maar hoe kan ons hierdie probleem regkry? Maar om hierdie probleem reg te kry, probeer ons alles behalwe wat die fondasie is van die oplossing. Ja. Die fondasie van die oplossing is wat is die plekke waar mense werk kry? Dis besighede. Verstaan? So as jy wil hê daar moet meer werk wees en dan werkskepping, dan moet jy Suid-Afrika so stel dat dit makliker is vir mense om besighede hier te kan hê,
sodat die ekonomie kan sterker word, sodat daar meer besighede wil wees, sodat daar meer werkskepping vir mense kan wees. Absoluut. Dit is eintlik die oplossing vir hierdie Dis 'n probleem. ekonomiese kwessie daar. Ja, so jy kan nou sê okay, maar ons moet 'n wetgewing hê en wetgewing daar en wat ook al dit mag wees en mense forceer sodat hulle meer mense moet aanstel, wat ook al dit mag wees, maar dit is nie die oplossing nie, verstaan? So die oplossing is as jy Suid-Afrika 'n omgewing skep dat mense van oral in die wêreld hier wil besigheid kom doen, En hulle wou voorheen, verstaan? Dan gaan jy byvoorbeeld as jy kyk Dan gaan jy daardie redelik as jy net as 'n voorbeeld kyk in Amerika, kyk elke staat het mos sy eie wette en so voort. As jy gaan kyk na 'n paar state soos byvoorbeeld Texas, een van hulle, dit floreer daarso. Dit gaan baie goed. Baie mense gaan van baie ander state in Kalifornië en so voort gaan soontoe, want hulle wetgewing is so dat weet jy wat, die besighede kan floreer hierso. En as gevolg daarvan is daar verskriklike ontploffing van al hierdie besighede. So hulle kan dieselfde hierso doen, maar my 2 sente. Glimlag maar dit is ernstiger as om te glimlag. Ja, dan die volgende interessante bruggie is, dit sê so, die woord Suid-Afrika se woord van die jaar. Kan nie raai wat is ons woord van die jaar? Dit is 'n bietjie moeilik een, nee. Nou ja, toe maar ek sal nie daarop nie. En dis eintlik nie 'n woord nie, ja. Ek het probeer dink, wat was laas jaar se woord? Daar was 'n woord en ek is op my tong, maar ek kan dit nie onthou nie. Ja, nee. Maar wat was hierdie jaar se woord? Dis 'n afkorting, G20, né? Maar dis mos nou nie 'n woord nie. Ja, nou ja, maar hulle sê hulle het dit 'n woord gemaak, G20. Dit is die woord van die jaar. En kort op sy hakke is RNE, weer eens 'n afkorting, Regering van Nasionale Eenheid. En in die derde plek was die woord tariewe. Nou wat vir my uitstaan van hierdie G20, daar was heel wat berigte daaroor ekonomies, maar toe het ons uitgekrap op 'n manier en die een video gekry van daardie een rabbi, Ek onthou ja. wat met 'n klomp Christene ontmoet het, wat 'n vergadering gehad het onder die dekmantel van die G20, toe vra hy van hulle, wat doen julle om die islamitiese aanvalle op Christene hier in Afrika te stop en te beperk? Julle moet hier 'n agendapunt maak op die G20. En die Christene wou nie en het ook niks gedoen nie. En dit was my groot skandaal geweest daar. Nou ja. Dit is nou 'n spotprent, ANC oujaarsaand. Dan sê die een hierso, so 2026 is die jaar van vernuwing. Wat beteken dit? Dan sê die ander een, ons gaan nuwe maniere vind om dieselfde ou foute te maak. En as die seekoeie onder, so die partytjie leef voort, terwyl die party sterf. Ja nee, kyk, dit is as mos 'n Engelse segte wat sê, history repeats itself. Dit verander nie. Ja, jy lag daar nie dan jou trane nou maar jy lag daar, dis alles lagwekkend. Dit is nogals. Dan sê so ene, wat eintlik redelik ernstig is, en dit sê so, deur ingryping kan die sterftes voorkom word. In 'n tyd van die jaar wanneer dit vir families belangrik is om saam te wees, word daar nou in baie gemeenskappe gerou oor die sterftes van jong mans. In Oos-Kaap se somer-inisiasieseisoen is daar reeds vanjaar 20 sterftes aangemeld. En die seisoen eindig eers einde Januarie. Verlede jaar het die syfer vir die seisoen op 29 gestaan. Daar's begrip vir die feit dat hierdie 'n belangrike rite is, ritueel, né? En deel van die land se diverse kultuurgemeenskap. Dit is egter ontstellend, en ek sal sê echt ontstellend en onaanvaarbaar as jong mans in die naam van kultuur moet sterf, en dit onder omstandighede wat baie meer sinvol bestuur kan word. Ja nee, dit is... En dan daarby is daar hier so 'n berig. Forced initiation Rob School of Potential Top Matric Performer. Sleko Tuana Secondary School Principal Pogiso Chipo in the Northwest was expecting matric pupil Onalena Boy to be among the top achievers when the school releases its results next month. Instead,
you will be trying to navigate the news that a 19-year-old was found dead after he was allegedly forcefully taken to an initiation school. His family was unaware of his whereabouts. Nou ja. Kan jy dit glo? En ek gaan nou verder aan en sê, daar was al 40 arrestasies vir hierdie onwettige optredes, maar dit gaan ook net voort en it's a cultural practice. Ja. Nou ja, hier is eintlik moord en dit moet drasties iets aangedoen word, maar ek twyfel of iets sal gebeur. Dan het ons hier so een, die A tot Z van 2025 oom. Daar kan ons nou sien al die dinge wat gebeur. Al die groot stories van die jaar. Ons sien nou aan die begin is Amerika, alles wat daar gebeur het. A, B, C, D, E. Ja, is dit reg deur tot by Z. Ja. En as ons nou hierso sien, hierso het ons selfs hier by W oom het ons die wegraping. Oor is daar maar iets godsdienstig daar, so ek dink daar's weer niks. Daarom die wegraping, soos hy daarom die paal gehaal. Hy het die paal gehaal. Dit sê hierso in September. Maar hy het nie die wegraping gehaal. September was Suid-Afrika ontgons met voorspellings dat die wegraping binnekort sou plaasvind. Die gospelsanger Dani Botha het die wegraping op verskeie platforms aangekondig. Hy het beweer God het direk met hom gepraat en volgehou duisende mense het hulle danksy sy boodskap bekeer. Maar hy het verskeie orde onder heftige kritiek hieroor deurgeloop. 'n leerling rekenmeester by KPMG, ek nou ons het nog daar gepraat. Ja. Malatsa Letoka het 'n e-pos aan die hele maatskappy gestuur waarin die wegraping ook voorspel is. In die e-pos was daar neerhalende opmerkings oor moslems en katolieke. KPMG het die e-pos vinnig verwyder en al hulle vorms van diskriminasie verwerp. Botha het later om verskoning gevra vir sy optrede en erken hy het erge finansiële verlies as gevolg daarvan gelei. En ek wonder wat het hy gedoen dat hy nou so erge finansiële Die mense wou hom nie meer kry om te sing of om te preek of wat ook al nie, want hy is mos nou 'n valse profeet, het hulle gesê. Hy's 'n valse profeet. Ek het gedog miskien het hy beleggings gehad en hy het dit alles van ontslaag geraak. Jy weet mos nou nie, want as jy so voluit glo. Mense het dit gedoen. Ja, as jy glo dat ek gaan mos nou nie volgende week hier wees nie. So wat alles wat ek het en Geweg. ja, raak ontslaaf van dit. So Maar is tragies. Ek hoop net dit bemoedig mense om die Bybel te bestudeer en kyk wat is die eindtye, wat sê die Bybel in werklikheid, wat sê die Bybeltekste, wat gebeur daar? As daar een ding is wat dit vir my so gerus stel om 'n Christen te wees, is dat die Bybel homself nooit weerspreek nie. As jy kyk na ander godsdienste, dan sal jy sien daar's baie weersprekings. En jy weet nie waar jy staan altyd sin nie. En dit is hoekom jy baie keer kry, ek gaan nou nie name noem, maar baie verskillende godsdienste dan kry jy nou baie weersprekings. Ja. Jy kry klomp verskillende groepe en mense glo dit weird goed. Maar wanneer jy die Bybel werklik vat presies soos wat hy dit vir jou sê, dan is dit baie duidelik. En God gaan nooit 'n boodskap vir oom gee of vir my gee wat teen die woord is nie. Dit gaan altyd dieselfde bly. So ja, ons moet maar baie pasoppens wees vir wie ons glo. Ja. En dan het ons hierso een van Malema. Hy het ook dan die paal gehaal. Hy het die paal gehaal. Hier soos Julius Malema, leier van die EFF, het 'n jaar van gemengde welslae in die howe gehad. Die Gelykheidshof het hom in Augustus skuldig bevind aan haatspraak vir opmerkings wat hy in 2022 tydens 'n politieke byeenkoms gemaak het. So hulle het hom skuldig bevind aan haatspraak. En dan die hof het beslis dat dit aanhitsing tot geweld neergekom het. 2 maande later het die streekhof in Oos-London hom skuldig bevind aan onwettige afvuur van 'n vuurwapen en dat hy tot 25 jaar tronkstraf opgelê kan word. Malema het gesê hy sal tot 'n konstitusionele hof teen die uitspraak appeleer. Hy het wel 'n oorwinning behaal toe die hof bevind het dat Kenny Kunene se beskrywing van hom as 'n kakkerlak haatspraak is. Kunene is beveel om openbare verskoning aan Malema te rig. So ons sien haatspraak het ook 'n groot ding gehaal. En dit gaan nog meer word. Dit gaan 'n groot ding word, maar die ding is ook nou, wat is mense se definisie van haatspraak? Want seker goed is fine, en nou ander dinge is nie fine nie, so dit gaan ook goed gedefinieer moet word, wat is werklik haatspraak? Ja, een onderwerp wat ons laatste sal moet bespreek is wat daar in Bondi gebeur het in Australië. Die geweldige haatspraak teen die Jode het veroorsaak dat party van daardie moslems gegaan en massas en 'n klomp mense gaan doodskiet daar,
weens hartspraak, en nou is daar geweldige wette wat we instel teen hartspraak, soos hierdie onderwerp en die woord gaan ons nog baie sien in die nuwe jaar. En dan een ding wat ook ek hier so gesien het, wat ons laas keer ook vinnig gesien het, was die geslagsgeweld, sien ek ook hier so as verhaal. En ons het, dis wat ek ook net nou vroeër genoem het, is dat baie keer fokus ons op die probleem, maar nie op die oplossing nie. En die oplossing is familiestrukture om. Absoluut. Jy moet terugkom. As jy 'n pa en 'n ma in die huis het, en jy leer wat is reg en verkeerd volgens die woord van God, gaan ons nie sit met daai probleme nie. Absoluut. Ja. Nou hierin pas so 'n bietjie daarby aan wat jy daar so sê. En nou ja, laat ek jou vra. Pinkvoete, wat is 'n pinkvoet? Ek het al gehoor van grootvoet. Grootvoet, Bigfoot. Ek het grootvoet. Bigfoot. Ja, Bigfoot, dit is mos soos 'n olifant of 'n wat? Nee, ek dink hulle praat grootvoet, as ek dit reg het, Bigfoot, soos dit is amper al soos die tokkelossie tipe van 'n ding in Amerika. As ek dit reg verstaan, ek kan verkeerd wees, as iemand weet wat dit regtig is, stuur vir ons in, maar ek is nie seker nie. Wat is pinkvoete oom? Jy is eintlik 'n bietjie oningelig, weet jy, want dit kan wees. Jy's 'n jong man en alle jong mans, jong getroude mans en paas wat kinders het, moet weet wat is 'n pinkvoet. 'n Pinkvoet is 'n babietjie wat gebore word. Hy word gebore met pinkvoete. Jy het mos 2 pinkvoete in jou huis in. Ek het al 4 pinkvoete oom. 4 pinkvoete, 2 kindertjies. Ja, 2 kinders. Nou ja. Hier praat hulle, hierso sê hulle net 88 pinkvoete op vroulike Kersdag in die Vrystaat gebore. Sjoe. En dan in die Wes-Kaap kry 171 babas op Kersdag. En dan 187 Kersbabas gebore in die Oos-Kaap. 40 se ma jonger as 19 jaar. Sjoe. Jy het mos laas keer gepraat, daar was wat 117.000. Ja, oor 117.000. In 1 jaar. Dit is iets verskrikliks. En hierso is 'n bruggie, en dit is belangrik hierso. Peer behavior contributes to a rise in teenage pregnancy, experts. En ons sê dit word nou socially acceptable and even affirming om 'n ongehuwde ma te wees, om 'n babie te kry, want al die ander meisies en almal in jou area, almal babietjies, jy moet ook 'n babietjie kry. Dis asof dit deel van die kultuur word. Deel van die kultuur. Sjoe, dit is skriklik. En waar's die rol van die kerke? En ons sê so, in baie gevalle, it is actually statutory rapes wat die aangaan, wat moet kry. Toe ek jonger was, as 'n meisie so swanger raak, dan was daar aan die kerk, was sy onder sensuur geplaas. Deesdae word niemand mos meer onder sensuur geplaas nie. Jy moet nie mense offend nie, oom. Moenie mense offend nie. En as besluit is, en verduidelik, dit is verkeerd, en as die pa kon vind, vir die pa gesê, en dan het die kerk het besluit om daardie ma en die kind, die babietjie te ondersteun, finansiëel te help, of te laat aanneem, nie aborsie nie, te laat aanneem, en partykeer was daar 'n moestrou. Jy hoor nie meer deesdae van moestrou nie. Dis mos waar ek dink seker die spreekwoord van haar kom, jy moet pa staan. Ja, pa staan vir jou optree, maar vandag pa staan. Verantwoordelikheid neem, maar mense hou nie meer van verantwoordelikheid nie. Niemand wil met pa staan nie, niemand wil met pa wees, dis 'n tragedie daarvoor, né? Baie hartseer. En dan het die kerk 'n rol gespeel, positiewe rol, om te sê, dis verkeerd, maar ons staan jou by daar. Nou ja. En hier is dit interessante bruggie daarby, van 'n vrou, sy het 'n boek geskrywe, The Beauty and the Battle of a Single Mom, A Raw Testament to Strength and Survival. Waar sy nou as volwasse skryf die geweldige uitdagings wat daar is vir 'n enkel ma, waar daar nie 'n pa in die huis is nie, né? She writes about watching her child struggle with the absence of his father, and how that pain mirrored her own childhood. En hoe tragedies dit is. The book speaks the truth that many are afraid to say out loud, she said.
that single motherhood is both beautiful and brutal. Dit is baie mooi. Maar dit is nie hoe dit moet wees nie, man. Nee, dit is nie hoe dit ons moet wees nie. God het baie spesifiek die ma en die pa daar gesit. Ja, Dit is wat kinders tot nodig het. seën en Hulle het dit maar nodig. van kinders as 'n seën en 'n plesier daar. Ek watch jou twee klein pink voetjies hierso, en dis my die dierbaarste ding om sulke klein goedjies, sulke klein wonderwerkies te sien hier rondhardloop. Hulle is 'n ware copycats oom. Na apers. So hulle, soos jy wil hê jou kinders moet anders te wees, dan moet jy anders te wees. Nou, Het ons nou een hierso, die bekendes groet in 2025. En dis nou die hele klompie mense wat oorlede is. Maar dit sê nou hierso bekendes so, maar ek sien niemand die wat ek herken nie. Miskien leef ek maar so 'n bietjie onder 'n klip. maar ek praat hier nou van godsdienstige bekendes. Seker maar nou, maar ek weet En nie. die ander ook. Wel, lyk my godsdienstige stel nie meer nie as bekendes. Daar was 'n paar groot name wat oorlede is. Fritz Gam en andere. Hulle kon nou maar 'n paar van hulle daar so gesit, maar nou ja, dit godsdiens is nie meer 'n rol nie. Hier het ek nou 'n nuusblok raai, nuusblokkies, vir al die kykers wat van nuusblokkies hou. Toets jou kennis. En hier's 188 vrae oor die afgelope jaar se gebeure. En ek kyk altyd hoeveel van daardie vrae het 'n godsdienstige inslag, godsdienstige vraag. Nou uit hierdie 188, hoeveel van hulle dink jy het 'n godsdienstige vraag? Dis ten minste helfte. Nee man, jy is heeltemal te optimisties. Jy Daar's leef in 'n ander wêreld. Baie godsdienstige dinge aan die gang in Suid-Afrika. Nou maar natuurlik is daar, maar dit tel nie meer nie. Nee. Die antwoord is daar is net 2 Sure. van 188 wat 'n godsdienstige inslag het. Nou is die $1 million question wat ek jou nou gaan vasvra. Waaroor het daai 2 gehandel? Dink aan die NG Kerk. Daar was baie oor die NG Kerk in die koerante. Baie goeie raaiskoot, is 'n baie goeie raaiskoot. Baie goeie raaiskoot, maar hierdie skrywer het nou anders te gedink. Nee, vir hom tel die NG Kerk glad nie. Wat het ons die afgelope jaar die meeste bespreek op kerklike sake? Die belangrikste persoon, die belangrikste beweging wat alles oorheers het, selfs die NG Kerk oorheers het. Seker maar die paus. Die paus, jy's reg, ja. Sure. Ja. 2 vrae oor die paus, oor die ou paus se vraag en die nuwe paus se vraag. En dit wys maar net, die denkwyse oralste is, die paus is number 1. In Suid-Afrika nogals, hè? In Suid-Afrika, Jy sal nou gedink het, Afrikaanse Koran. in Suid-Afrika as die NG Kerk is mos nou groot en al die ander godsdienste en so voort. Alle paaie lei na Rome en die Afrikaners gaan dit ook nog volg daarso. Dan sê dit hierso defining global moments of 2025, Donald Trump's return to power, a ceasefire in Gaza and a massive investment in artificial intelligence. Here are some of the events that define 2025. Nommer 1 sien ons Trump returns. Hy is weer herkies as president. A ceasefire in Gaza. Unsuccessful talks in Ukraine. Global trade war. En dan nommer 5, hierso sien ons nou weer iets oor die paus oom. Dit sê 'n new pope. Robert Francis Prevost, aged 69, became the first American pope on May 8, following the death of his predecessor Francis, whom he had long advised. White smoke rose above the Sistine Chapel to announce the election of the 267th head of the Catholic Church after a less than 24-hour conclave. The Chicago-born clergyman who spent nearly 20 years as a missionary in Peru and eventually obtained citizenship took the name Leo XIV. He has followed in the footsteps of his Argentine predecessor by focusing on the poor, migrants, and the environment. He has also offered reassurances to conservative circles by ruling out, at least in a short term, the ordination of women as deacons and the recognition of the same-sex marriage. En dan gaan het aan Gen Z uprisings, AI boom, a spectacular lower heist and the weather. So al die goeders wat hier in 2025 gebeur het. Jy sien, dis nou die Engelse koerant en weer eens, wat is die leidende godsdienstige verslag? Dit gaan oor die paus, né?
alles oorheersend en jy moet kyk wat gaan gebeur die volgende paar jaar as jy so lank leef met die eindtyd gebeure en die paus. Bybel is redelik duidelik daarvoor en die hervormers het 'n baie goeie idee gehad van die pausdom en die eindtyd gebeure. Nou ja, ons het daar probeer uitpuzzle of uitvis wat se godsdienstige berigte daar was en jy kon so hier en daar kry, nee, maar alles om die paus gedraai en dit is veelzeggend wat die kykers hulle aandag op moet vestig, nee. Maar ek het laas keer verwys na hierdie brug waarvoor ek baie dankbaar is, geskryf deur Dominee Jan Libbe. Hy is van die NG Kerk, daar is maar iets oor die NG Kerk hieroor, die voorsitter van die Algemene Synode se Moderament. Nou kom ons lees, hy gee ook hier 'n baie interessante oorsig oor al die verskillende dinge, dan kan ons kyk op die eind ons kommentare. Hy sê hier kort voor Kersfees kom die bekende woorde waarmee Paus Johannes 13 in 1962 die Tweede Vatikaanse Konsilie geopen het by my op. Nou my vraag is weer eens, hoekom kom die paus se woorde eerstens by hom op? Is daar nie hervormers wat woorde geskryf het wat ook magtiger was of wat ook al nie? Maar jy sien, die paus oorheers alle godsdienstige denke en hy gaan die wêreld oorheers en dan gaan een wêreld godsdienst aan die kom en dit is aan die kom dan. Almal dink daaraan, né? En dit sê, gooi oop die vensters van die kerk, laat die vars wind van die Heilige Gees deur ons waai. Was ons kerkvensters van jaar oop vir die wind? Goeie vraag. Die winde van verandering het deur sommige kerke gewaai en al die meubels onderste bo gewaai, al die kerkboeke en bybels in mekaar gewaai en daar was warboel gewees om daardie vraag te beantwoord. Wat is gesien deur diegene binne die kerk van wat daar buite in die grote wêreld gebeur? En omgekeerd, wat het hulle wat naby genoeg aan die kerkvensters verby gestap het, van ja gesien van dit wat daar binne gebeur het? Ja, ons het baie gesien van wat daar binne gebeur en dit was maar dat die mekaar spul en dit was nie samehorigheid nie en elkeen wat sy eie ding daarvoor so gedoen. Ek wil net op dit vandag, interessant, is nou maar net 'n voorbeeld wat hy gee. Die heel eerste wat by my opgekom het is Johannes 10, Ja, waar Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy's 'n dief en 'n rower. So hy sê ons moet nou die vensters oopmaak vir die Heilige Gees. Maar God kom nie deur die vensters in nie, hy klop aan ons deur. En ons moet die deur oopmaak vir hom. Soos maar net 'n gedagte, in elk geval. ja maar die nuwe teologie is mos die ruim huis en die ruim huis het baie ruim vensters en die vensters is ruim en baie dinge kom ingewaai daar ensovoorts. Was dit interessant, dat jy weet, Jesus sê, Ja. die dief kom deur die ander plekke, hy kom nie deur die deur nie. Ja. Maar in elk geval. Goeie punt van Sê, eerstens, sommer in Januarie was dit duidelik dat 'n ou ideologie, waarmee ons lang in Suid-Afrika bekend was, wrange vrugte van gepluk en gedink het, ons is bevry van, met nuwe aantrekkingskrag teruggekeer. Christelike nasionalisme, die kruis van Christus in 'n landsvlag toegedraai, die Amerikaanse Stars and Stripes, die ou of die nuwe Suid-Afrikaanse klere, oppas maar om 'n staatsbestel of volkskultuur of die verzet daarteen, Christelik te noem, die Bybel op 'n kanon neer te sit, van 'n staatsman 'n Messias te maak. Toe daardie verskriklike doodskoot Charlie Kirk tref, het dit tot binne die kerke weer galm en ons hopelik tot ons sinne laat kom. Ja, almal weet nou van Charlie Kirk, sy boek kom ons nou uit, of klaar Hy het uitgekom, ja. Ja, ek sal baie graag sy boek wil lees wat hy daar geskryf het. Ek moet my nog 'n kopie bestel daarvan. Dan spring hy tot September en sê, September was 'n maand van verskrikking. Blaas die shofar. Die einde is hier. Die wegraping op hande, het 'n sanger en selfaangestelde predikers koorsagtig verkondig. Fundamentalisme in fanatieke gewaad. Ja, maar dit is nie fundamentalisme nie, dit is
valse teologie daarin. Fundamentalisme glo wat daar in die Bybel is en staan. Daar staan niks in die Bybel van die wegraper nie. Van die wederkoms wel. Soos moenie nou fundamentalisme die blameer hiervoor nie. Dit is verkeerd. Profetiese tekst is uit verband geruk, aaneengeryg en liekraak op wêreldgebeure toegepas. Voeg daarby die verspreiding van vals nuus en die koms van kunsmatige intelligensie, KI. Die nuutste verdomming van Homo sapiens, dan was 2020 'n jaar waarin die wit propagandaperd uit Openbaring 6 op ons aangelop gekom het. Die 666 streepies, kode en al. Ja, 666 is 'n baie belangrike Bybelse beginsel, maar dis weer eens toegepas deur mense wat dink die stempel alleste is 666 in kodes. 666 is die nommer van 'n Mens. Van 'n mens, nie van 'n stempel nie. Gaan lees kyk wat die Bybel gaan lees, dis die nommer van 'n mens. Ons planeet het oorverhit geraak. Ek wil amper sê oorverhit geraak van dwaalleer en valse teologie en valse profete. En nie net weens klimaatsverandering nie. Ja. Dan sê dit waarheidsvraag. Hand aan hand hiermee die ideologie van Christelike sionisme, dat Jode uit hulle wêreldwye diaspora na Jerusalem sal terugkeer, kort voor die wederkoms van Christus. Vandaar die missionele uitbarstings wat die jaartal 1948 die oprigting van die staat Israel met sy blou Dawidster op wapperende vlag, die bloed van 7 Oktober en die dood van meer as 60.000 Palestynë vanjaar, onder gelowiges, weerskante van die Gaza-grens, ander kant die oseane, en tot in die grote kerk in Kaapstad tot gevolg gehad het. Nou weer Bondiestrand in Australië. Hierdie gebeure konfronteer Christelike kerke met 'n waarheidsvraag soos lanklaas gesien. Ja, weer is net 'n mens moet partykeer 'n bietjie perspektief gee daar. Ander koerantberigte sal sê, daar's meer as 60.000 Palestynë dood volgens die verslag van Hamas. Dis wat Hamas sê daar so. Ja. Nou het almal dit versoetkoek op en hulle gee dit syfers sonder om enigstens daar sit in perspektief te stel. En hoeveel van daardie was Hamas terroriste gewees? Party sê tot 40-50.000. Natuurlik, ander sê was 50.000 kindertjies, al die kindertjies, allemaal, daar's nie naast my soveel kindertjies as wat daar nou sielig doodgemaak is nie. Soos, mens moet 'n bietjie meer perspektief gee. Wie moet antwoord? In 2050 het die kerklike wag gewissel. In Rome is Paus Franciscus op 1 April oorlede. Ons het die rolprent Conclave gekyk en toe is die eerste Amerikaanse paus Leo 14 aangewys. In Californië is die baptiste prediker John MacArthur in Julie oorlede. Ja, hy was 'n groot naam gewees. Ons het nog gepraat oor hom. Ja, baie geskrywe. Hulle kon hom ook ergens genoem het Defining Global Moments. Hy was ook 'n naam wat genoem kon gewees. Hy het groot impak gemaak. Vir evangelies, gereformeerde Christene, daar en hier het die stem van 'n behoudende Bybelboodskap, van kreasionisme, van steun aan Israel en teen vroue in die predikantse amp. Ironies in Januarie was dit juist die Washington biskop Marion Budd wat die nuwe Amerikaanse president moedig gevra het om genade vir hulle wat daarna dors, die hart van die evangelie. In Oktober is biskop Sarah Malali as nuwe aartsbiskop van Anglikaanse kerk in Kantelberg verkies. Ook in Suid-Afrika, die gerespekteerde Anglikaanse aartsbiskop Thabo Magoba het as president van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke uitgetree. In sy plek dien die katholieke biskop Simfela Sopuka. Daar's nog name wat genoem kon gewees het in die ander berigte van kerklike leiers oor see en plaaslik, maar dit tel nie. Dan die volgende afdeling, reënboognasies, maar, ... Die SARK, dis die Afrikaanse Raad van Kerke, het sy profetiese stem Speaking Truth to Power teruggevind. In April was dit Sipuka wat 'n afvaardiging van kerkleiers na president Cyril Ramaphosa gelei het.
Mr. President, corruption, crime and violence are killing our people. Nog 'n swart kerkleier vra, Sir, how can you allow the singing of a song about killing other people when we believe in the dignity of human beings and in reconciliation? In Junie by Nasionale Gebedsdag in Soweto, sê Sepuka, while I appreciate the beautiful imagery of a rainbow nation, we are also a family with disputes. We gather here not in denial of these conflicts, but because of them. Symptoms of a family that has never fully learned to be a family. Let us be honest. In Julie, op 'n nasionale konferensie oor korrupsie, geopen deur oud-hoofregter Raymond Zondo, het hy reguit gevra, how long do we still have to wait for the prosecution of those implicated in these pages? En dit is 'n verskriklik belangrike vraag. Dit het gekos meer as 'n biljoen rand, nie miljoen nie, 'n biljoen rand, daardie ondersoek, en die een persoon is tot dusver aangekla. En dit is 'n eislike uitdaging. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke wat opstaan vir vletjieblasers. Die Wêreldraad van Kerke is 'n sentrale komitee wat in Johannesburg byeenkom oor geregtigheid en versoening. In Oktober is tal Suid-Afrikaanse kerke teenwoordig by die World Communion of Reformed Churches, WCRC. Onthou daar, ons het voorheen daaroor gepraat, ek wil weer daarna verwys. In Thailand met die tema Persevere in your witness, 'n getuienis teen alle duistere magte in. Kerke het 'n skadukant. In Maart was daar die hofbeslissing in Malawi om nie die profeet Shepherd Bushiri, 'n stigter van die Jesus Nation Church en Goshen Investments, en berig vir wonderkere vir MIV en COVID, aan Suid-Afrika uit te lewer vir 'n verhoor oor geldwasery hier nie. Ook in Maart is Pamela Mambini voor haar huis in KwaZulu doodgeskiet. Sy was die vletjieblaser oor die Nigeriese pastoor Timothy Omotoso, wat op 2 April deur die Hooggeregshof in Gqeberha vrygespreek is op aanklagte van seksuele teistering en mensenhandel en verkrachting en toe land uitgehelp is. Ja, dit is by 'n verskriklike skande hierdie. En hierdie vletjieblaser stories is vir my 'n groot probleem. En ons het ons laasweek het ons, jammer dat ek in rede val, die laasweek het ons met daai berig weer gelees. Ja. Wat gesê het hoe gevaarlik dit is in Suid-Afrika om die waarheid te praat. Dis die gevaarlikste ding wat jy kan doen. Ja. En hierso praat sy uit om waarheid in 'n kerk uit te beklemtoon en valsheid en skelmsteke en bedrog en seksuele onvanpasheid, en daar word sy vermoor daar. Ja. Ek wil nou net hierso stop en verwys, ons het laas week gepraat oor 'n verslag hierso, en hierdie is die verslag van Christina Landman, 'n jaar van heil en onheil. En interessant, die verskillende benaderings. En sy sê so, dan dra die kerkleiers hierdie stem oor aan die owerhede. Ek het nie vanjaar so 'n stem gehoor nie. Ons het eerder gesien hoe kerke skeer en van mekaar vervreemd raak binne hulle eie magstryde. Dit is onheil. Nou, Jan Libbe wys hier so 'n hele paar plekke waar die kerk wel gepraat het, maar te saggies gepraat. Nie almal kon dit hoor nie. Ja. Professor Landman kon dit nie hoor nie, en ek moes dit uitkrap uit die koerant uit, hier en daar stukkies. Die kerke moet baie harder praat, as hulle dan so wil praat. Soortgelyke verhale en praktyke is 'n rede waarom die Kommissie vir Kulturele, Godsdienst en Taalregte, CRL-kommissie, 'n beleidsraamwerk vir die selfregulering van kerke geskryf het teen die kommersialisering en misbruik van godsdienst. Ja, ons gaan nog heel wat hier praat in die nuwe jaar, daar die hofsaak en dinge gaan nog voort, né? Van charismatiese kant het teenstand en 'n hofaansoek gekom. Die staat wil godsdienstvryheid inperk en kerke beheer. Gelowiges vervolg. Is Christene vanjaar vervolg? In April was dit 80 jaar sedert die bekende teoloog Dietrich Bonhoeffer in Duitsland tereggestel is vir sy verset teen die ideologie van die nasionaal sosialisme. Sy komplot teen Hitler in 1945
In China was daar vroeg in die jaar 'n aanslag van die regering op Christelike kerke. In Nigerië voer Boko Haram steeds 'n moordveldtog teen Christene en in die noorde van Mosambiek boesem ISIS vrees in militante moslems. Maar moet kerke net uitroep wanneer dit Christene is wat sterf? Of moet al die geweld wat mense op ons planeet pleeg ons laat protesteer? Nou, hy gebruik 'n baie interessante woord daar, protesteer. Ons is mos protestante. Ons protesteer teen dit wat verkeerd is. Maar ek wonder as hy kan onthou waar daai woord vandaan kom. Ja, waar kom ons protestante is, want hy begin hier ons met die paus. Katholiek, met die pauslike. Met Paus Johannes. Maar die protestante protesteer mos nie meer nie. Ons weet ons nie waar ons protesteer is nie. En ons verval, ons teologie verval daarso en ons gaan met die stroom en ons verwater en ons gaan saam in die vage vuur in. Dit is baie interessant die woord wat daar gebruik is. Ja. Die oorlog in Oekraïne, die Palestynë gebied, die Midde-Ooste, Pakistan, Myanmar, Sudan en die Demokratiese Republiek, die Kongo, het vanjaar bykans 800,000 lewens geëis. 22 miljoen vlugtelinge gelaat. En dit is erg. Dit is baie erg. Dit is baie erg en dit is wat daar een rabbi wou gehad het, hulle by die G20 mee of oor moes gepraat het, en toe die Christene glad nie daaroor gepraat nie, en dit is my skandalig. Sure. Begin dit by godsdienstige onverdraagsaamheid, verbale geweld, ook binne kerke, die ewige twis oor grond, die WCRC, World Council of Reformed Churches, het hulle sterk uitgespreek oor toenemende militarisering, diskriminasie en verontrechting en die impak van koloniale grense ook in Afrika as wortel van die kwaad. Nou, ek het 'n paar vraagtekens daar. Dis Kersfees in Bethlehem, by wyse van spreuke, is onder beleg. Steeds word die Christelike geloof bedreig. Dat spanning aan ophou is en aangeblaas word, is so. Daar is 'n ander kant in Europa, nie groot kerke. In die VSA het slegs 49% van die bevolking in 2025 aangedui dat hulle godsdiens as belangrik ag. 'n Dekade gelede was dit 65%. 'n Voortgaande tendens van binne af. En tog was daar vanjaar ook jeugbewegings soos die Quiet Revival op kampusse in Amerika en Engeland. Groei die pentekostalisme met die belofte van welvaart en welslyn in die globale suide. Ja, dit is skrikwekkend, né, dat mense gaan nie meer kerk toe soos wat hulle gegaan het 100 jaar terug, 50 jaar terug nie. Hulle sien nie meer so belangrik so wat dit was nie. En hoekom nie? Ek het afgelope week gekyk na 'n video wat uitwys daarso, want die kerke is nie meer kerke nie. Hulle word sosiale klubs, hulle word rockkonserts daarso. Koffiekroeg. Hulle word 'n koffiekroeg. Jy kan glo wat jy wil, jy kan saamleef, hoef nie meer te trou nie. So what? Sure. En hulle sê die kerke wat behouden is en staan op beginsels is die kerke wat groei. Daardie video, ek kan vir kykers stuur as daar van hulle is wat belangstel, wys hoe behoudene kerke groei en die wat so baie liberale raak, hulle kry hulle maak toe, op 'n geweldige tempo daar. Maar miskien as laaste waarneming kan 2025 kerklik onthou word vir wat op 28 November in Iznik, Turkye gebeur het. 'n Gesamentlike gebed, gelei deur Paus Leo XIV, Patriarch Bartholomeus I en Dr. Jerry Pillay, Rome, Konstantinopel en Genève. Ja, hier is 'n baie groot gebeurtenis, ek is bly hy haal dit aan daar en besef het daar, maar wat beteken dit daar? Dit is waar jou protestantisme, jou katholicisme en ortodokse hande vat en saamstap. Dan sê hy, die 1700 jaar oude woorde oor een heilige algemene kerk gegrond op die leer van die apostels is vanjaar wyd deur Christelike kerke gedenk. Die belydenis van Nicea. Ja, en almal loop agter die paus aan en volg sy teologie. Ons sal nog later 'n paar artikels daaroor hanteer wat daai ding
bevestig en na kyk daar. By die WCRC het gereformeerdes en Mennoniete mekaar die hand gegee in Suid-Afrika, soek reformatoriese kerke mekaar op, herstel in plaas van versplintering, sodat die wêreld sal kan glo, Johannes 17:21, dat Jesus die gestuurde van God is, wat kom om mense nuut te maak, vir 'n nuwe hemel en aarde. Nissia het die kerkvensters oopgestoot, mag ons in 2026 die vars wind voel inwaai. Ja, maar 'n vars wind kan gevaarlik wees. Laat die Heilige Gees met jou praat oor wat die Bybel sê en nie verkeerde dinge laat inwaai nie. Ek wil net, omdat hy so direk verwys het daarna na weer eens 'n berig verwys wat ons 'n paar weke gelede daar gelees het en wat my baie getref het, wat ek nie mooi besef het nie, en dit is baie ter sprake tot by hierdie berig. En dit is oor die WCRC, World Council of Reformed Churches, en hierdie het een van die kykers my gestuur, ek was onbewus van hierdie. En het sê so, WCRC Joint Declaration to Overcome Reformation Divisions. Almal wil saam hande vat, nee, soos hy daar uitgewys het daar. The World Communion of Reformed Churches has formally joined an ecumenical statement with Roman Catholics, Lutherans and Methodists aiming to overcome divisions between Protestants and Roman Catholics from the time of the Protestant Reformation. Sure. Dis skokkend. Today is historic day, said Jerry Pillay, President of the World Communion of Reformed Churches, WCRC, at a ceremony on 5 July in the eastern German town of Wittenberg, where Martin Luther lived and worked. The documents we are signing today are significant and symbolic on the road we are to travel. Almal wil nou hande vat op dieselfde wye pad, op pad na Rome. Pillay was speaking as the WCRC, which groups more than 225 Protestant churches worldwide, formally associated itself with the Joint Declaration on the Doctrine of Justification, originally signed by the Lutheran World Federation and the Roman Catholic Church on 31 October 1999. Ja. Soos ons moet kyk, en die kykers moet bietjie opcheck, hoe almal saam wil hande vat, al die vrysinniges in die groote ruim huis in, agter die paus aan. En die Bybel praat van die oorblyfsel, die wat die Bybel wil volg en behouden is daar. Hierdie is nog 'n groot ding wat gaan kom. Ek dacht net, ek lees daar weer, want dat is my so 'n belangrike punt, en omdat Dominee Libbe so daarna verwys. Eintlik het Dominee Libbe 'n goeie, interessante oorsig gegee, maar hy het niks gesê van die kwessies binne die NG Kerk nie, wat nogal heel taamlik is. Hy het genoem daarso van die grote kerk. Van die grote kerk, ja. En hy het my nie baie detail gegee daaroor nie. Hy wil nie daaroor praat. Ons wag nog om te hoor, nee. Is daar enigiets wat die synode gesê het daaroor? Hulle was so kort berig in die een brief geskrywe en gesê hulle los het. Ja, maar hulle het nie enige details. Nee, hulle wil niks sê nie. Hulle wil niks sê nie. Los hom maar vir elke kerk baie interessant. Om hande te vat, nie net met die katholieke nie, maar met Islam ook, maar daardie was haarspraak. Ja. Direkte haarspraak byeenkoms gewees daar. Ons gaan nou, kyk wel op die tyd. Ai. So hier het ons nou 'n brief om die af te sluit van Dominee David de Wet van Holomore. En die opskrif is hierso: is versoening werklik moontlik? So goeie vraag. Het sê hierso, Jannie Pelser, dit is 'n grootste geskenk aan homself, lewer 'n roerende pleidooi vir eenheid en onderlinge aanvaarding tussen gelowiges. Hy spreek sy kommer uit oor verdelende narratiewe, wat onder ander verdenkings plaas, mekaar met kwetsende taal aanvat en mekaar se integriteit bevraagteken. En vra dan, is dit werklik onmoontlik om mekaar ergens in die middel te ontmoet? Ons hoef nie oor alles saam te stem nie.
Jy moet binne die ruime huis, moet elkeen kan sy eie koppie koffie kan drink en sy eie waarheid en sy eie onwaarheid en glo wat hy wil glo en glo wat hy nie wil glo nie. En almal moet happy wees. Dit is wat daai Dominee Pelser altyd voor bevorder. En om kan nou maar glo as die duiwel bestaan of nie. Of hy bestaan of nie, of hy agter jou sit of wat ook al jy weet. Feitelik alle denominasies wat hulle self as Christelik beskou, beleef tans dieselfde probleem wat hy probeer aanspreek, naamlik diepe verdeeldheid. Die rede daaroor is dat die Wêreldraad van Kerke hard werk om alle groepe te swaai om mekaar te vind in die navolging van Christus, in respek, onderlinge liefde, goedvoel, liefdadigheid, geen diskriminasie ensovoorts. Anderzijds word verdelende sake, soos verlossing, slegs deur die soenverdienste van Jesus en 'n heilige lewe as randsake beskou. Hierteenoor staan die evangeliese groepering wat vashou aan die belydenis dat alle mense verlore sondaars is en slegs in die hemel kan kom deur aan Jesus Christus se verlossingsdaad aan die kruis vas te hou. Die kerk bestaan vir hierdie groep uit almal wat hierin glo en uit dankbaarheid vir die verlossing Jesus volg in 'n heilige lewe, om sy liefde uit te leef en die boodskap te verkondig dat verlossing van sonde slegs deur die bloed van Jesus moontlik is. Vir die wat hieraan vashou, is dit die kern van die Bybelse boodskap en die hart van Christenskap. Net soos dit onmoontlik is om halfpad swanger te wees, is dit onmoontlik om aan die evangelie van verlossing in Jesus vas te hou en ook middelgrond te kry met diegene wat nie hierdie narratief aanvaar nie. Jesus het ons gewaarsku dat eenheid dikwels nie moontlik is nie. Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Lukas 12 vers 51. En as 'n ander gedeelte waar Jesus sê hy het gekom om die swaard te bring. En baie belangrike punte wat hy so aanraak. Want die hele ding is dat ons as Christene, ons glo dat toe die mens gesondig het ons reg op lewe verloor. Want die Bybel sê baie duidelik vir ons dat en ons het die ewige lewe direk verloor. Ja. En selfs die tydelike lewe, want toe is dit soos vanaf Adam en Eva gesondig het hulle, want God het vir hulle gesê julle sal gewis sal julle, want die duiwel het gesê julle sal gewis nie sterf nie. God sê nee, julle gaan sterf. En van daai oomblik af wat hulle gesondig het hulle begin agteruit gaan. Dit is hoekom ons vandag oud word. En sieklik word. Kliervervanging kry. Al daai tipe dinge en so voort. Verstaan, so die hele punt is dat sonde is die oorsaak van dood. Maar jy moet nie meer oor sonde praat nie. Dit is nie aanvaarbare woord nie. Dit ontstel die mense as oor sonde praat. Maar die hele punt is vir ons om verlos te word uit hierdie situasie waarin ons self bevind, het ons God nodig. Mense wil nie hoor van verlossing nie. En die hele punt is dat Jesus, wat baie duidelik is dat hy is God, hy is die skepper. Ons kan dit baie duidelik sien in Johannes hoofstuk 1. Dit moes die skepper gewees het, die een wat ons geskep het, wat sy lewe kom gee het, want daar moes 'n prys betaal word. Jy sien, die sonde kan nie net weggevee word en sê, okay, ons is vergewe en dit. Daar is gevolge vir ons dade, daar's gevolge vir sonde. En daai gevolge, daar moes 'n prys betaal word vir daai gevolge vir wat ons gedoen het as die mensdom. En Jesus het daai prys kom betaal. Die skepper God het gekom om die prys te betaal. En net deur dit alleen kan ons verlossing kry. En dit is wat die verskil maak tussen die Christelike geloof en enige ander geloof wat bestaan daar buite. Want meeste van die ander gelowe is van dinge wat jy moet doen en sovoorts en sovoorts. Die rede hoekom ons as Christene reg wil leef en die regte ding wil doen en op die regte manier dinge wil doen en die Bybel op daardie manier volg en die wet van God wil volg, is omdat ons gered is. Nie omdat ons gered wil word nie. En dit is die verskil. So, en dit is ook om het belangrik is, die punt wat hy hier so maak is dat hoe kan jy hande vat wanneer ons dan nie dieselfde glo oor verlossing en hoe dit werk nie. So, hy kom, hierdie Dominee Dawid se wet kom
terug na die hart van die evangelie. Waaroor gaan die evangelie? Absoluut. En andere, jy weet, wil dit sidestep, soos hulle in Engels daar so sê. So. Ja. Waarom kyk die tyd? Sterkte, geagte kykers, geniet die nuwe jaar. Ons praat weer saam met die oor 'n week. Ry veilig, moenie die spoedgrense oorskry nie en wees versigtig. Mag die Here u seën. Geseënde nuwe jaar. Totsiens.